Welkom weer eens almal by Prep saam met Suidlanders, saam met my Marius Greiling en Chart vir u. Ons vorige video was lekker saam met Chart se vrou oor 'n vroue perspektief en ek dink ek het ook baie uit daai video uitgeleer. So ja, as jy dit dalk kyk en jou vrou kyk nie altyd hierdie video saam met jou nie, stuur dan gerus na die vorige video toe. Dit is ja, daar's 'n paar denkwyses en 'n mindset changes wat ek ook nou agtergekom het terwyl ek met Wilma gepraat het oor 'n vrou se perspektief rondom premping, onttrekking en wat het hulle nodig of nie nodig nie. So ja, goeie ene gewees daardie video wat ons gemaak het. Maar vandag gesels ek en jy bietjie oor voertuig, rondom jou voertuig en rondom prepping, onttrekking ensovoorts. Ja, dankie Marius. Ja, ons sal nou maar sien of die kamera breek want dis nou weer die lelike gesig wat hier sit. Die mooi gesig het nou was nou op die vorige video, maar anyway. Nee, Marius, ja, ek dink is belangrik dat ons net aanraak aan uh jy weet die voertuie. Daar's hierdie wanpersepsie wat daar buite rondloop tussen mense dat as jy nie 'n 4x4 bakkie het en 'n double cab en jy weet al hierdie fancy nuwe goeder sit nie, dan kan jy basies nie by Suidlanders aansluit nie en jy kan ook nie jy weet die hele Suidlander onttrekking scenario uitvoer nie. En ek wil net half jy weet net vinnig daaroor hardloop en net vir die mense verduidelik, jy weet dit is glad nie waaroor dit gaan op die einde van die dag nie. As jy 'n Ford Figo het, voertuig, ja, daar is limitasies op die voertuig op die einde van die dag. Jy weet, jy kan net soveel in hom inkry. Maar ek dink tog maar op baie scenario gaan jy nou nie veel worry of jou kar gekrap is of wat ook al nie. Jy gaan goed op die dak laai en vasmaak deur die vensters ensovoorts, want dit is die realiteit. Hmm. Jy gaan lyk soos hierdie goed wat Zimbabwe toe gaan. Jy weet, hulle pak mos daai ding tot bo amper tot by die maan en dan ry hulle met hom. Ja. Maar jy moet ek wil net hê die mense moet verstaan, dis nie nodig om 'n 4x4 te hê nie. Dis nie nodig om 'n bakkie te hê met 17 wa's agter jou of 'n karavaan of wat ook al nie. Ja, dit vergemaklik jou pakproses, jy het meer plek. Ja, in terme van verblyf as jy nou in jou veiliger gebied aankom, verseker, is dit mos nou maar lekkerder om in 'n karavaan te bly byvoorbeeld as wat jy in 'n tent bly of in jou kar bly byvoorbeeld. Maar dit is nie bepalend of jy jy weet op vir Suidlanders nie. Op die einde van die dag, daar is sekere aspekte in plek met die onttrekking, wat 'n mens nou pakkies vorm ensovoorts. Dis 'n hele bietjie ander gesprek. Mens kan later dalk daaroor praat en daar's genoeg video's ook daar buite. Ek dink onder Suidlanders wat as mense spesifiek wil kyk hoe werk die onttrekkings en hoe is die opstelling daarvoor. Jy weet so op die einde van die dag, juis omdat jy in hierdie pakkies beweeg, is daar mense wat jou gaan ondersteun eerstens. So kom ons sê jy het nou 'n kleiner karretjie, jy haak vas of jy sit vas, daar is mense wat daar sal wees met sleeptoue en al hierdie tipe goed. Kom ons Ja. sê jou voertuig raak ontklaar. Jy weet daar is goed in plek en planne waar ons eerder jou voertuig gaan recover. Ek is nou nie seker wat die Afrikaans, ek kan nie nou nie op hom kom nie. Ja. Jy weet om hom nog steeds saam te vat wat hy dalk nou gesleep word. Of dis 'n scenario waar die mense in jou pakkie dan nou wel jou voorbereiding ergens by hulle dalk gaan indruk in jou en hulle voertuig laai en jy beweeg aan. So ek wil net hê die mense moet daai konsep ook verstaan. Dis nie of as jy nou nie 'n bakkie of 'n ding het nie, dan help dit nou nie eers om by Suidlanders aan te sluit nie. Dit is glad nie waaroor dit gaan nie. Ja. Dan die ander ding waarna ek net so vinnig wil raak oor voertuie is, as jy regtig nou betrokke raak en jy kom agter waar en hoe en wat nou gebeur. Dis belangrik dat jy by jou provinsie aansluit. Mense het baie keer 'n wanpersepsie, hulle sluit by Suidlanders aan, hulle sluit nasionaal aan en dan wag hulle oor wat gaan gebeur. Hmm. Maar wat mense nie besef nie, die oefeninge en goed wat plaasvind, jy weet jou konvooi oefeninge, baie van die prepping goed, die vergaderings, alles wat gebeur op provinsiale vlak. So is belangrik dat jy nie net nasionaal aansluit, maar ook provinsiaal. Want daar is nou maar mense wat partykeer aansluit by Suidlanders, maar hulle wil nie noodwendig hulle naam daar buite hê nie.
Jy weet as gevolg van werksomstandighede of wat ook al. Ek meen mense het begrip daarvoor. So dan sluit hulle nie noodwendig provinsiaal aan nie, maar daar is daar ook ander mense wat provinsiaal nasionaal aansluit en dan dink hulle almal moet hulle nou kontak en dis hoe dit gebeur. Maar dit werk nie so nie. Ons los dit in die mense se jy weet ons gooi dit in die bal terug in hulle kant. En Cindy is baie goed daarmee by hoofkantoor wat dan nou vir hulle sê en verwys na 'n persoon toe. En hy word nou either verder verwys as dit dalk nou nie die hele provinsie is nie, maar in dieselfde asem, jy weet, as dit hulle provinsie is, dan kontak daai provinsiale leier gewoonlik daai ou, hulle skakel hom in by die provinsie en dan word jy nou op 'n groep gelaai wat nie net nasionaal is nie, dis dan nou die provinsiale groep ook. En dis waar die oefeninge gebeur. That's where the rubber meets the road, as mense dit nou so in die Engelse gesegde kan gebruik. So ek wil net so vinnig daai oorlegging hê of net gou skep. Ek weet Marius, jy het op een van die vorige video's genoem, jy weet toe julle ook begin het jy nie 'n waantjie byvoorbeeld gehad nie en jy moes al hierdie prepping doen en jy weet dit was bepalend op die einde van die dag van hoeveel jy kon prep, hoeveel jy kon saamvat. Jy het toe nou later besef hoorie maar ek het nou maar 'n wa of 'n ding nodig, ten minste laat ek van my jy weet ander goeders kan saamvat. So ek weet nie of jy dalk 'n bietjie wil verder uitbrei net om mense ook 'n bietjie gerusheid te gee om te verstaan. Jy weet jy hoef nie 'n groot bakkie te hê om al hierdie goeders te doen nie. Ek meen ons het self ek kan nou net nie onthou nie, maar dis een of ander klein Ford karretjie. Jy weet hy's net so bietjie hoër as 'n vel papier van die grond af. Ja. Maar jy kan nog steeds met hom ry. Jy weet dis nie dat jy hom nou gaan los of so nie. So Marius, ek weet nie of daar ietsie is wat jy weet soos wat julle nou maar julle paadjie geloop het. Jy weet en besef het hoorie dis dalk beter om hierdie ding te hê, maar jy was nog steeds reg om in die proses in te tree met wat jy gehad het. En dis maar eintlik die groot ding wat ek wil oordra, is jy hoef nie hierdie klomp goeters te hê soos die illusie partykeer geskep word. Ja. Nee, ek is ook nou al 'n hele paar jaar deel van Suidlanders en ek ry 'n NP200 'n Nissan bakkietjie. Nou ek het nou die dag vir 'n boer gevra wat daar met sy cruiser langs my gestop het. Toe sê ek: "Jesus jong, wat moet ek my bakkie voer laat hy soos joune raak?" Toe sê hy: "Lucernpille." Maar ek het die lucernpille die lucernpille wil nie my bakkie 'n groot bakkie maak nie, maar my bakkie is dieselfde hoogte as 'n motorkar. Die MP200s, dit is ek bedoel daar's dalk 'n 2 cm verskil in my ryhoogte teenoor. Hy's nie 4x4 nie, dis 'n four-wheel trek. So dit is eintlik maar 'n glorified motorkar wat ek mee ook rondry. So tot vandag toe nog, dit is my voertuig en ek moes rondom dit beplan en soos jy sê, al hoe jy rondom dit gaan kom, of jy nou 'n Uno'tjie ry en of jy nou die 4x4 ry, raak deel van jou provinsie, raak deel van jou gebied, want elke gebied het 'n anderster strategie waantoe hulle ry. Daar's dalk plekke wat jy net teerpad gery en dan 50 km van jou af, daai gebied gaan baie grondpad moet ry, maar jy gaan dit nie weet as jy nie deel raak nie, as jy nie gaan na 'n paar van die meetings wat gehou word nie en gaan praat met die mense daar. Sê as jy die eerste keer daar is, stel jouself voor en sê luister, ek ry 'n Uno. Hoe gaan wat die onttrekkingspaaie wat ons ry, gaan my Uno'tjie dit maak of wat ook al. Maar ek bedoel dis beter om in jou Uno te prep soveel soos wat jy kan en saam te ry in die konvooi as wat jy net jou grypsak het. Ek bedoel, ek sal liewer 'n Uno se hoeveelheid goed by my wil hê as net my grypsak se goeders. En soos jy sê, dit is hoekom dit so belangrik is dat ons groepeer, bymekaar kom, die konvooie vorm, want daar gaan mense wees wat jou help. Dink jy nou as ons 'n groep is van 5 motorkarre en jy is hier in die middel met jou Uno'tjie, as daar iets gebeur met jou Uno'tjie langs die pad terwyl ons op pad is na een van die visvangplekke toe of plekke waartoe ons gaan, veiliger gebiede toe gaan, dat daai 2 karre voor jou en die 2 karre agter jou gaan jou nie help nie. Natuurlik gaan hulle jou help. Dit is juis die Suidlander manier van bymekaar staan, mekaar help en alles so. Weer eens staat ek dink is 'n baie goeie punt. Maak nie saak wat jou voertuig nie. Man, dit maak nie al het jy amper wil ek nou sê net 'n skooter, dan flip en pak jy jou skooter so vol soos wat jy kan gaan en jy ry met jou skooter, want jou skooter gaan nog steeds meer vat as net jou grypsak wat jy op jou rug het. Ek bedoel en iemand vat jou skooter dalk en laai dit bo op
op sy sleepwa en daar gaan jy met jou skooter en die sleepwa, maar as jy nie met jou skooter gekom het tot waar die bymekaar kom punt is nie, met jou goedjies nie, dan ek bedoel ja, dit is vir my logika, dis dalk vir jou logika, maar ek dink daar's baie mense wat dit moet hoor om te sê dit gaan nie oor die grootte van jou voertuig nie, dit gaan nie oor wat ook al nie, dit gaan oor wegkom met soveel as moontlik goederse, of dit nou jou, so ek nou byvoorbeeld sê 'n skooter, en of jy nou die duurste F250 groot bakkie het of 'n vragmotor het waarmee jy gaan ry. Dit is nie die punt nie. Die punt is om daai ekstra goed saam te kan vat wat jy nodig het. Maar is 100%. Die konsep is beweging is lewe. Hmm. En dit sou jy daarna moet kyk, veral met die onttrekkingsscenario, is jy ek hou baie van die voorbeeld wat jy gebruik het om te sê van die skooter. Want even met dit is dit beter as wat jy met jou twee pote stap. En dis baie belangrik, jy weet weer 'n keer waaraan jy raak. Want soos ek sê, dis net om daai wanpersepsie plat te druk. Om seker te maak, jy weet, jy het nou die voorbeeld gebruik van 'n Uno. Hulle maak baie lekker hoenderhokke byvoorbeeld, jy weet later. So, jy weet daar sal 'n gebruik wees vir alles, maar ek speel sommer maar net. Jy weet, maar op die einde van die dag is die konsep om net weg te kom uit die gevaarsone uit. En van daar af om die proses dan nou verder te dryf, soos wat jy sê. Jy weet, daar's dalk 'n ou wat sommer die skooter bo op die dak laai. Jy gat ons. Jy weet, en dit is presies wat ek net wil hê mense moet verstaan. Dit is belangrik want jy weet, ons moet verstaan dat ons groter moeilikhede gaan maar in die stede wees, gaan maar in die dorpe wees, maar dit gaan uitsprei. Jy weet, as jy nou maar sommer so vinnig kan dink, as jy dink aan die eskalasie, sê nou maar aan Natal, of wat gebeur het in Natal daai tyd. Dit het éventueel oorgespoel na Gauteng se kant toe, maar dit het momentum verloor. Nou die ding wat vir ons voorlê, glo ek nie daar gaan 'n momentum wees wat verloor word nie. Dit gaan uitdraai op totale anargie. Maar dit beteken nie noodwendig dat in 'n klein dorpie soos Put sonder water, laat teen die tyd as dit in Gauteng is dit in Put sonder water nie. Dit is nou maar die realiteit. Dit gaan nie so werk nie. Maar dit gaan éventueel tot by Put sonder water uitkom. En dit is waar die beweging dan nou belangrik raak. Want dan kan jy klaar groepeer, jy kan klaar jou goed in plek kry, jy kan klaar sit in 'n scenario waar jy op die einde van die dag, wat ook al logistiek jy na kyk en wat jy het, dat jy dit kan verdedig, sonder dat, jy weet, jy 'n groot hoeha maak daarvan. Want ons moet besef dat die meeste mense gaan vir die winkels, vir die Spars, vir die Shoprites, wat ook al. Jy weet, en dan gee dit jou ten minste kans om te groepeer, om jou goed in plek te kry, wat as jy dan nou logistiek by jou plek het, of waar ook al jy dit gestoor het, laat jy dit wel kan verdedig en jy weet, ten minste hou. Want eventueel gaan Spar leegloop en Shoprite gaan leegloop en dan gaan hulle hierdie goed op ander plekke begin soek. En dis waar dit dan nou belangrik is, dat jy dan ten minste wat jy het kan sê nou maar verdedig of wat ook al. Jy weet, obviously onder die wette van die Geneefse konvensie. Jy weet, ons gaan nie onwetlik optree nie. Ek wil net vinnig raak onthou, die omskrywing van anargie beteken regeringloos. En dit is belangrik dat ons dit moet verstaan, dat dan verval daar wette. En dis waar die Geneefse konvensie inkom. So ek wil dit net weer reitereer, dat mense ook net verstaan, jy weet, dis nie 'n scenario waar jy nou 'n cowboy gaan word of wat ook al nie, want daai kite gaan nie vlieg nie, jy weet, dit gaan nie werk in ons milieu anyway nie. Ja. Daar is dalk ander groeperings wat dit anders sien, maar dis fine, dis hulle probleem. Maar dis baie belangrik dat ons het 'n proses wat ons moet volg, en volgens daai proses gaan ons dan nou optree. Jy weet, baie keer het ons in ons omstandighede waar mense het baie keer wat hulle sê, ja, maar wat nou? Jy weet, ek gaan nou maar sommer, ek wil nie, kom ons sê 'n ander groepering. Hoekom skakel Suidlanders nie met die groepering nie? Nou, wat mense nie altyd besef nie, is, as jy gaan kyk na Suidlanders, en dis maar 'n bietjie van 'n, ek wil nie sê 'n hartseer ding nie, maar ons het al geleer in die tye waarin ons leef, as jy nou
Marius vir jou 'n nuwe mikrofoon koop soos daai nou voor jou. Dan is daar gewoonlik nou 'n boekie wat jou verduidelik hoe werk die mikrofoon ensovoorts. En as jy hom nou in jou rekenaar druk, dan install hy gewoonlik iets en dan gee hulle gewoonlik vir jou 'n license agreement wat jy moet opklik voordat jy hierdie mikrofoon kan gebruik. Nou al wat daai tipe goed ons geleer het is om dit nie meer te lees nie. Almal skrol net af en hulle druk yes, is reg. Ek stem nou saam. En ek het nogal baie agterkom in Suidlanders ook. Is daar baie mense wat net aansluit, maar hulle doen nie noodwendig die navorsing van wie is Suidlanders nie. Nou ek meen as jy gaan kyk wat die organisasie is, ons is juis net daar as ek wil nie sê 'n backup is dalk die verkeerde woord, maar dis meer 'n jy weet 'n beweging om seker te maak dat ons kan groepeer wat wetlik is internasionaal. So ons is nie 'n politieke party nie. Ons gaan nie as daar betoging is deelneem daaraan nie. Dit is net die realiteit, want dit is nie ons mandaat nie. Ons mandaat is om te werk volgens die Geneefse konvensie as daar iets soos 'n volksmoord ensovoorts in werking kom en die mense moet vlug uit die stede uit, laat ons hulle wel kan help ontvang en al daai tipe dinge. Jy weet en dit is maar eintlik die realiteit. Ek het al baie keer vir as ek hier met boere gesels, jy weet vir hulle gesê of jy nou hou van hoe ons die dinge doen of nie is irrelevant. Verstaan net dat daar gaan vlugtelinge kom. En ons is hier om die proses te fasiliteer tussen die ou kom uit 2 weke laas geëet. Hy sien 'n skaap in ander kant die draad, hy klim deur die draad, hy slag hy skaap, hy begin hom net daar eet. Versus waar ons dit kanaliseer, die proses hanteer, die vlugtelinge prosesseer en mense wel gebruik om wel 'n tipe van stabiliteit nog steeds te hou in 'n oorlogssituasie. Ja. Dit is eintlik maar die noodplan in 'n neutedop. Maar ek weet baie mense doen nie noodwendig daai navorsing en gaan kyk presies wat is Suidlanders se werk? Wat is die idee van Suidlanders? Jy weet baie van hierdie ouens wat like om ons te kritiseer, sê ons gaan weghardloop met ons bakkies en ons trailers. Ons beweeg uit 'n gevaarsone uit om te groepeer, om onsself te kan verdedig volgens die Geneefse konvensie. Dis alles behalwe weghol. Maar weer 'n keer, omdat die ouens nie self die navorsing doen en net gaan kyk wat dit behels nie. Jy weet, as ek iemand anders te wil kritiseer, gaan ek daarom maar baie seker maak ek het soveel inligting van hulle om wel dan die kritiek wat ek lewer geldig te maak. Ek weet miskien dink ek net anders, maar ek gaan nie net iemand omdat ek nie van hulle hou, jy weet 'n klomp goed kwytraak nie. En ek dink dit is nogal iets wat ek net wil oordra vir die nuwer lede, dat julle moet verstaan, gaan doen die navorsing, kyk wat is ons wat is die verantwoordelikheid van Suidlanders? Wat is ons mandaat? Jy weet dit help nie, jy sluit by Suidlanders aan en dan gebeur daar 'n senekal byvoorbeeld en nou is jy kwaad want Suidlanders wou nou nie gaan daar in massas nie. Maar dit is nie ons mandaat nie. Jy weet en ek wil net daai realiteit oordra want dit is nogal ek weet hierdie video is nou 'n bietjie anders, dit is amper meer 'n ek wil nie sê 'n moan video nie, maar ek dink dit is ook belangrik dat die mense daai konsepte net verstaan. Want ek meen ek wil nie hê mense moet onder 'n illusie kom en dan nou aansluit en dan kom hulle agter maar hierdie ouens wil net sê nou maar weghol of wat ook al, want dit is nie die waarheid nie. Maar weer 'n keer ongelukkig mense is nie bereid om noodwendig die navorsing te doen nie. Hulle luister wat Koos sê en Koos het nou gesê en hy hou van Koos want hulle braai elke Saterdag en Koos het gesê daai ons is 'n klomp idiots. Dit is die realiteit en dis soos ek sê, dit kom eintlik maar terug na hierdie jy weet soos jou mikrofoon. Ons het geleer om nie meer te lees nie. Ons aanvaar meerendeels wat iemand anders te sê wat jy dalk nou vertrou ensovoorts. So ek wil net so vinnig daaraan geraak het, ek weet dit is nou 'n bietjie eintlik van die punt af, maar ek dink is tog belangrik dat ons maar net laat die mense verstaan, jy weet, omdat ons mandaat het, en jy ken my, ek vat dit altyd maar weer terug na die Tweede Vryheidsoorlog, ons het hom verloor, want ons logistieke lyne afgesny. Ek weet ons kan nou praat oor die jy weet hoe sleg die konsentrasiekampe was en al daai goeters, dit is so. Maar as jy dit uithaal en jy haal emosie uit, al wat hulle gedoen het, ons logistieke lyne afgesny en dis hoekom ons die oorlog verloor. Dis so eenvoudig. Dit is nie breinchirurgie nie. So dit is nou juis waar ons as Suidlanders inkom om juis te probeer om daai logistieke lyne aan die gang te hou.
om seker te maak dat ons leer uit ons geskiedenis uit en nie weer dieselfde blerrie fout maak. Ja. Want as jy nie jou geskiedenis ken nie, gaan jy aanhou dieselfde aanjaag. Dit is maar net hoe dit is. Ja. Ekskuus Marius, is so 'n bietjie ek moet ophou Nee. Simon se video's kyk. Ek dink ek begin nou soos hy raak. Nee, Chad, heeltemal reg. Wat ek ook dan vir die mense, die ou tannie of die jongeling of die wat ook al wat sê, maar ek het nou nie 'n voertuig nie. Ek het nou nie eers 'n ou skootertjie waarmee ek kan ry nie. Wat moet ek doen? Weereens kom dit terug na gaan na die vergaderings toe, raak deel van die dat die mense jou leer ken, want die boer of die frikkie wat langs jou sit, het dalk 3 voertuie by sy huis. En hy het een geprep met sy sleepwaandjie en jy het niks nie. En as jy nie is Frikkie nie met jou gaan begin kennis maak oor wie en wat jy is nie en hy hoor jy sê o, luister hier, ek het 'n probleem met 'n voertuig, dan gaan Frikkie later aan vir jou sê luister hier, ek het 3 by die huis. My ene is nou die baie smart ene wat ek vir myself gemaak het, maar dan het ek ou 2 plaasbakkies wat daar staan. Man, die goed loop, maar dit is nou nie die mooiste voertuig nie, maar in daai tyd, weet jy wat, dan kan my seun hom ry tot hierso en solank jy net tot by daai punt uitkom of wat ook al, of ons kom tel jy op by jou huis met die ekstra bakkie, dan kan ons jou vinnig help laai en dan kan jy gaan. Jy gaan nooit weet, laat luister, daar is iemand wat my kan help met 'n voertuig of ek kan by hulle inklim selfs in hulle voertuig want hulle is net 2 groot mense, hulle het niks kinders nie of wat ook al die geval is nie. Jy gaan nie dit weet nie. Jou probleem van 'n voertuig gaan nie opgelos word as jy nie gaan by die vergaderings en met jou provinsiaal insluit en so nie. So moenie laat die voertuig aspek jou soos hierdie berg voor die oë staar nie. Daar is oplossings rondom dit. En moenie laat dit jou weerhou van weet jy wat, ek gaan nie deel raak nie, ek gaan nie daar aansluit nie, of ek gaan nie hierdie doen nie, want jammer, ek het nou nie 'n voertuig nie. Mense, ons sal liewerster hê jy moet saam met ons kom as wat jy dink ek gaan maar nou net by my huis sit en hopelik maak ek dit op die ou ende. So ek wil ook net daai graag oorgebring het om te sê, weet jy wat, as jy nie 'n voertuig het nie, raak deel, gesels en weet jy wat nee, ek het dalk 3 voertuie by my huis, maar ek gaan nie vir die ou wat nou 'n week terug daar aangesluit het wat ek glad nie ken vir hom sommer net sê ek gaan jou een van my voertuie gee nie. Ek wil jou daarom nou al vir 3, 4, 5 maande lank by van hierdie vergadering sien. Ek wil al 'n paar geselsies met jou aangeknoop het om te weet wie en wat jy is, waarvoor jy staan en so aan en dan word dit dalk op my hart gelê dat ek sê hey, weet jy wat nee, ou Koos, ek dink ek moet maar een van my voertuie vir hom afstaan. Dit gaan belangrik wees dat hy moet saam met ons kom. Maar jy gaan nie daai vertroue bou onder mekaar nie as jy nie gaan opdaag nie. Verseker. Jy is 100% reg. Jy weet ons het so ruk terug het ons 'n kamp gehou. En ons het die kamp juis oor dat jy weet dit gaan maar swaar daar buite. En veral onder ons mense, jy weet daai die uitsluiting uit die ekonomie uit oor die afgelope hoeveel jare begin nou regtig jy weet sy doel dien. En wat ek nogal gesien het met die kamp is ons het vir die mense 'n paar opsies gegee, nie net om finansiëel by te dra tot die kamp nie. Maar ons het wel vir hulle gesê hoorie, byvoorbeeld het ons gesê ons gaan jou laat betaal per voertuig. So dis nie nodig, so as julle 4 of 5 mense uit streek uitkom en julle ry almal saam, betaal jy net vir die voertuig. Dis nie nodig om per persoon byvoorbeeld te betaal nie. Dit was die een ding en dan die ander ding het ons ook die mense gegee, as jy nie kan betaal nie, bring 'n donasie saam. Bring 'n klomp ou klere wat jy byvoorbeeld nou sou uitgegooi het in die asblik of wat ook al. Bring dit saam, laat dan hou ons dit as 'n bietjie van 'n prepping, jy weet wat ons nou klaar kan stoor. Ja, 'n Jy weet of klaar gestoor het. 100% of bring blikkies kos. Hoe ook al. Jy weet dit maak nie regtig saak nie. Jy's nie gelimiteer nie of jy kon wel jy weet die paar randjies betaal het en goed gebring het. Jy weet dit is ook 'n jy weet 'n opsie wat ons gegee het. En ek dink is net wel belangrik presies soos waarna jy raak. Dat op die einde van die dag moet jy self nie blind staar aan die limitasie nie. Probeer uitvind want ek weet ons het byvoorbeeld in een van ons streke is daar 'n dametjie wat nie kan bestuur nie.
Maar sy het nou klaar, omdat sy klaar betrokke geraak het, is sy nou klaar, jy weet, daar's klaar 'n plan vir haar gemaak. Mm. Jy weet so, en dit is hoe jy dit moet hanteer. Maar as jy nie betrokke raak provinsiaal nie, gaan ons nie van jou weet nie. Jy weet, en dit is die belangrikheid daarvan. Jy weet, weer 'n keer net daai re-emfasering om, soos wat jy ook gesê het, sluit aan by jou provinsie. Dis waar die oefeninge gedoen word. Dis waar ons die tyd spandeer. Dis waar die moeite ingesit word. Mm. Dis waar die ouens die onttrekking oefen. En. Konvoë oefen. Ja, daar is nasionale kampe, daar is jy weet, groter kampe ensovoorts, verseker. Maar dit, jy weet, weer 'n keer, jy gaan nie daarvan weet as jy nie provinsie ingeskakel is nie. En dit is maar die groot punt wat ek ook wil oordra saam met die voertuie. Jy weet, moenie jouself, presies soos jy sê, moenie blind staar en sê, "O, hier's hierdie ding nou voor my. Ek weet nie wat om te doen nie." Ja. Gaan en fokus eerder op, of probeer met mense kommunikeer, veral in jou area. Soos jy reg sê, daar's ou met 3 karre. Hy weet as hy daai derde kar laat los, gaan hy geëet word. So hy sal hom anyway eerder vir jou gee op daai dag, want dan het hy 'n derde voertuig waar ook al hy dan nou opeindig. Ja. Irrelevant hoe jy daarna kyk. Jy weet, so dit is hoe ons daarna moet kyk. En weer 'n keer, kom terug na broederliefde toe. Iets wat ons weer moet herkweek in ons milieu as mense, nie net in Suidlanders nie, maar oor die hele bord. Mm. Want op die einde van die dag is al hoe ons dit gaan doen, is deur dit te doen. Ja. Dit help nie ons praat daaroor en al daai tipe goed nie. Ons moet op met mekaar beklei. Ek het nou die dag in 'n vergadering vir iemand gesê, as jou buurman kom en hy vat sy ou vrot onderbroek en gooi hom oor jou draad, in plaas jy kwaad raak, vat die onderbroek, was hom en dan gee hom vir hom terug. Dis Ja. waar ons weer moet terugbeweeg. Want wat doen ons? Ons is klaar kwaad en ons wil na mekaar boks en te kere gaan. Ons moet begin weer teruggaan na daai broederliefde om te sê, hoorie, ek sien jy sukkel. Ek sien jou, hier's vir jou 'n nuwe onderbroek. Of hier's jou onderbroek, hy's nou weer gewas, ons het hom gestop. Hy het nou nie meer gate in nie. Ja. Hy's gewas, jy kan hom nou weer gebruik. Jy hoor wat ek sê, Marius, dis nou eintlik 'n Ja. bietjie van 'n grove voorbeeld, maar dit is die realiteit waarna ons kyk. Ja. Jy weet, ons sal moet weer terugbeweeg toe en weer daai liefde vir mekaar hê, in plaas om oor alles te wil beklei. Ja. Nee, ek stem 100% Chart en weet jy wat nee, dis aansteeklik. Daai denkwyse. As iemand dit vir jou gedoen het en jy dit is onverwags en jy kry iets van 'n persoon af deur byvoorbeeld daai broederliefde, jy ken hom dalk nie eers so goed of wat ook al nie, dan dit voel vir jou so lekker. Dit voel vir jou lekker dat iemand na my gekyk het en gedink het soos, weet jy wat, ek is die moeite werd om laat daai persoon dit sommer vir my gee. Maar dat dit bly by jou in jou hart en jy wil dit dan ook doen. Jy weet, as jy dan 'n bietjie beter doen in die lewe vorentoe en jy sien hier's iemand wat swaar kry, en dan gee jy vir hulle sonder dat hulle eers gevra daarvoor. Jy gee vir hulle en daai ding word weer by hulle aangesteek. En so begin ons onder mekaar weer daai broederliefde te kweek. Dit is nie die heeltyd 'n besigheidstransaksie vir ek gee vir jou, maar onthou jy skuld my 'n guns en eendag as ek op jou knoppie druk dan beter jy dit en dat vir my doen nie. Dit werk nie so nie. En daai broederliefde begin dit kweek op 'n klein mate nou al teenoor mekaar. En weet jy wat nee, dit gaan groot vrugte in jou lewe afwerp. Ek bedoel dit is tog maar een van die wette half wat God in die Bybel gesê het, is dit wat jy saai gaan jy maai. So as jy saai met die regte hart sonder om iets terug te verwag, dan gaan daai oes weer vir jou ook terugkom. Dit is maar nou net hoe dit is. En as mens met daai perspektief daarna kyk, dan dink ek is daar hoop vir ons as 'n volk wat weer eens by mekaar gaan staan. Ja, 100%, Marius, ek stem 100% saam soos wat jy nou gesê het. Jy weet dit, soos jy reg sê, dit is 'n Bybelse konsep. Maar dis iets wat ons baie gemaklik is om te vergeet. Want dit is dit, jy weet, as jy kyk na wie die aarde gaan erf, die Engelse woord is meek. Nou dis nou nie iets wat regtig in ons jy weet regtig by ons regtig grondvat nie, maar ek dink baie keer verstaan mense die woord verkeerd. So hulle dink dis iemand wat jy weet enige ou kan oor hom loop. En kyk, ons is nie so gebou nie. Jy weet ons staan op ons punt en jy doen jou ding. Maar as jy mooi daaraan dink, is dit nie regtig wat dit eintlik sê nie. Ek meen as jy nou maar jou Bybel lees,
Dit beteken uiteindelik vir jou vir jou medemens sal jy enigiets doen. Jy weet, en 'n interessante feit is nou ook heeltemal nou van die punt af. Maar ons hou daarvan om baie keer te verwys na die Jode soos wat ons mekaar ken en alles. Nou, ek gaan nou dit nou heeltemal butcher want ek is nie seker hoe spreek mense dit uit. Maar jy kry die Ashkenazi Jews of wat ook al. Nou dit is wat hulle sê geneties die Jode wat nou naaste Jood is. Hier's 'n interessante feit wat ek dink baie min mense weet. Ons is nader aan mekaar. Ek en jy wat hier op hierdie video sit as wat hulle in totaliteit is. Dis 'n ding wat uniek is aan die boervolk. En dit gaan nou maar oor die settlers en hoe ons onder mekaar getrouery. Jy weet, as jy gaan miskien 3 of 4 generasies terug, gaan jy waarskynlik jou vrou se van daar ergens optel. Dis so naby ons as jy weet, so jy's nie net Marius Gryiling nie, jy's eintlik my boetie. Ja. Jy weet, sonder of my neef. Jy weet, kom ons noem dit so, eerder my neef. Jy weet, so jy moet verstaan en dis waartoe ons gaan moet beweeg. En jy weet, so ons moet regtig jy weet, soos wat jy ook sê, jy weet, as ons nie die keuse maak om dit te doen nie, gaan dit nooit gebeur nie. En ek voel regtig sterk daaroor, jy weet, ek sê ook altyd van my mense op vergaderings, jy weet, ja, daar is mense wat jou gaan aanvat en mense wat jou beklei ensovoorts, en dis nou waar daai meek woord weer inkom. Jy hoef nie daai ou terug aan te val nie. Jy weet, ek glo baie sterk daaraan. Ek het nog nooit iemand gesien wat iemand volg net nadat hulle beklei het. Dis eenvoudig. Jy gaan niemand convince om jou te volg as deur met hulle te beklei nie. Presies. Jy gaan en jy werk aan daai persoon, jy praat met die persoon en ja, daar's ook nog maar die konsep in die Bybel, as die mense nie wil luister nie, dan skud jy die stof in jou broek af en jy beweeg aan. Verseker. Maar ek dink net dit is nie meer nodig. Ons moet begin wegkom van hierdie bekleierery onder mekaar en ons moet beweeg na 'n stelsel toe wat ek doen dit vir jou, soos wat die Bybel sê. Die ou wat sy lewe wil bewaar, gaan hom verloor. Die ou wat bereid is om sy lewe te gee, sal hom hou. Ja. En dit is weer 'n keer en dis waartoe ons moet beweeg. En dit kom terug na die voertuie op die ou einde van die dag. Soos wat jy reg sê, niemand gaan iemand net los langs die pad nie. Niemand gaan net hierdie ouetjie ry nou met sy skooter, man, jessie, hy ry te stadig. Kom ons laai hom net op die dak, dan ry ons almal saam. Ja. Jy weet, wat hy kan net 50 ry of wat ook al. Jy weet, so en dit alles sluit maar by mekaar aan. En ek wil regtig maar 'n beroep doen op die mense en nie net nuwe mense nie net mense wat dalk hierdie video sal kyk en dalk nog nie aangesluit is nie, maar selfs die mense binne in Suidlanders. Jy weet, kom ons kweek daai broederliefde. Kom ons begin werk daaraan. As jy voel die ou jou te nagekom, dan sê vir hom, nee, Putama, wat jy nou hier gedoen was nou nie heeltemal reg nie, maar dit is nou nie, ons gaan nou nie 'n groot hoeha maak nie. Ons gaan nou nie oormôre op mekaar skiet, want ek voel nou jy vir my vrou gekyk of wat ook al nie. Ja. Maar ons spreek dit aan, maar jy beweeg ook aan. Ja. Jy weet, ek sê altyd vir my kinders, jy weet, daar's geen en jy besef dit nie tot jy 'n ouer is nie. Maar daar's nie 'n meer ondankbare ding as 'n kind. Maar jy besef dit eers as 'n kind as jy self 'n ouer word. En dis nie die kind se skuld nie, want die ouer hou baie keer goed van kinders en hulle besef nie waardeur die ouers noodwendig moet gaan om daai kind vir hom hot chocolate te kan koop. Dis nou 'n stupid voorbeeld, maar byvoorbeeld. En dis belangrik dat jy weet, dit sluit ook weer aan. So as jy byvoorbeeld jou kind tug. Daar's nie 'n ouer, okay, ek dink daar's persoonlik baie groot fout met jou as jy dit geniet om jou kinders te tug. Dis vir my een van die slegste goed wat ek moet doen. Dit tas my regtig emosioneel aan. Ek is nie 'n ou wat regtig emosioneel is nie, maar dit vang my kwaai. Maar dit moet gedoen word. En dit kom nou maar ook weer terug na, jy weet, om aan te sluit by, as jy iemand jou kwaad aandoen, spreek dit aan, maar beweeg ook aan. Moenie 'n rok maak in jou hart oor iets wat eintlik irrelevant is, of stupid is, of wat ook al. En dit is belangrik dat ons maar net daai konsepte vashou, en jy weet, terug gaan Bybel toe. Dit is eintlik maar waarop dit op die einde van die dag deurkom. Ek weet, ek neek nou die hele tyd van die onderwerp af. Nee, maar ek dink is ook maar tog, ja, en ek dink is ook maar tog belangrike goed wat ons
aan moet raak, laat die mense ook verstaan, jy weet ons nie, ek dink nie enige ou van ons doen hierdie omdat ons dit wil doen. Jy weet ek het nou die dag sê ek vir my vrou, ek moet nou my 11-jarige leer om met my 9mm te skiet. Jy weet dis 'n dogtertjie. Ek het nie so seer 'n probleem met 'n laaitie nie. Maar ek meen dis nou 'n 11-jarige dogtertjie wat ek nou leer om in die 9mm te skiet. En dit hoort nie eintlik so nie. Jy weet ja, op 'n 2-2 en daai goed verseker. Jy weet maar onthou 'n 9mm is 'n hele ander cup of tea, jy weet, en is baie gevaarlike wapen, jy weet, ensovoorts. Maar ons het nie meer 'n keuse nie. Ons moet begin staat maak en ons moet begin staat maak op mekaar. En die laaste ding wat ek gaan sê, dan gaan ek stil bly. Hoe jy daarmee begin is nie binne in Suidlanders nie, is met jou buurman. Ja. Baie keer wat ons doen is ons het en ek Marius, ek seker julle dieselfde groot geword. Ons het straatbraaie gehou. Hmm. Jy weet die ou, daai ou, dis nou 'n klomp jare terug. Ek meen die ou was KP en daai ou was MP en die ander ou was HMP en jy weet daar was issues. Maar as ons die straatbraai gehou het, almal lekker gebraai en lekker gekuier. Ja, ja, ja. Jy verstaan, en dis waartoe ons moet terugbeweeg. Ja. Want ek meen nou ken baie mense nie eers hulle buurmanne nie. En ek meen dis nie soos ons wat op 'n plaas bly nie. Dis mense in die dorp. Jy weet nie wie Ja. is jou buurman nie. Hi Jy Charles, stel ook nie belang nie. ek Jy weet sien ek sien ons het sekondes oor man voordat ons die video afsny. Luister, dankie weer eens vir die gesels. Ons kan met maar die is ek gesprek klaar. vir dae lank aangaan. Goed gaan en groete daar by die huis vir jou. Bye bye Marius, goed gaan. Bye bye.